Gemeente, ons maak vandag die woord van die Here oop in Jesaja 43. Jesaja 43, daar gaan ons vanaf die 1ste tot en met die 5de vers lees. Maar voor ons dan ook die woord van die Here oopmaak, kom ons word net stil voor die Here en vra dat hy ook vandag so met ons sal praat uit sy woord. Here my God, dankie dat U vandag saam met elke een van ons hier is. Dankie dat U wat ons so goed ken, ook weer vandag vir ons die krag, die gesondheid en die vermoë gegee het om na U woning te mag kom. Ja Here, ons lewe in 'n tyd wat soveel uitdagings op ons lewens plaas. Daar is soveel aanvalle teen ons lewens, soveel probleme, soveel bekommernis. Maar U bly getrou. U gee elke dag vir ons opnuut die krag vir dit wat vir ons wag in die dag. Daarom weet ons kan elke dag opstaan met die wete, God is met my. Ek hoef nie te vrees nie. In hierdie tyd wil ons nou net stil word voor U en vra dat U woord vir ons elke een sal oopbreek. Dat die boodskap wat ons hoor inderdaad ons lewens sal aanraak en ons nie onveranderd sal los nie. Daarom is en bly dit ons gebed. Spreek Here, want U kinders luister. Amen. Jesaja 43 vanaf die 1ste. Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob. Wat jou gevorm het, Israel. Moenie bang wees nie. Ek verlos jou. Ek het jou op die naam geroep. Jy is myne. As jy deur water moet gaan, is ek by jou. Die riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, sal dit jou nie skroei nie. Die vlamme sal jou nie brand nie. Want ek is die Here, jou God. Die Heilige van Israel, jou redder. Ek gee Egipte as 'n losprys vir jou, Kus en Seba in jou plek, omdat jy vir my kosbaar is. Omdat ek jou hoogag en jou lief het, gee ek mense in jou plek, volke in ruil vir jou lewe. Moenie bang wees nie, ek is by jou. Tot sover ons skriflesing. My broer en suster, ek wil vandag met 'n oop hart met jou praat. Ek weet nie wat die afgelope week in jou lewe gebeur het of die afgelope maand nie. Wat jy alles moet deurmaak nie. Maar ek ken ook iets van storms in ons lewe. Ek ken iets van die donker ure wat ons wakker lê, rondrol, lê en kyk na die plafon, wanneer jou bors so swaar is van angs, wanneer trane kom, sonder dat jy dit wou hê. Vandag is daar mense hier, wat natuurlik ook so moeg is. Moeg vir probeer. Moeg vir pyn. Moeg vir die stryd. Een stryd na die ander. Dit voel of dit net nooit ophou in ons lewens nie. En soms is dit so normaal vir jou om te wonder, sien God my dan nog enigstens raak? Is hy nog hier by my? Of het hy my heeltemal vergeet ook in hierdie storm wat ek nou deurgaan? My boodskap vandag is eenvoudig, maar dit kom reguit uit die hart van ons Vader. Moenie hoop verloor nie. God is met jou, ook in hierdie storm. Veral in hierdie storm. Ek wil nie oor jou pyn praat of dit iets is wat maklik is nie. Want ons almal weet waardeur ons al is in hierdie lewe en dit was beslis nie altyd maklik nie. Ek wil eerder hê ons moet vandag maar net erken, daar is pyn. Dit is moeilik. Dis nie altyd lekker of maklik nie.
En die Bybel sê ook vir ons kan ons pyn maar erken. Ou Dawid het al geskryf, dat Dawid het geweeklaag, hy het gehuil voor die Here, hy het gesmeek, hy was bang. Job was in so 'n moeilike tyd in sy lewe, dat ons lees in die woord dat hy geskel het. Jesus het gehuil by Lazarus se graf. Hy het bloed gesweet daar die laaste aand in die tuin. Daar is mense hier wat vandag voel hulle kan ook nie meer nie. Dalk in verhoudinge wat stikkend is, geliefdes wat weg is, 'n kind wat weggedwaal het, 'n werk wat verlore is, 'n gesondheidsuitslag wat jou wêreld vir 'n oomblik net wil laat kom heeltemal stil staan. 'n Situasie wat verandering vra waarvoor jy nie weet of jy aan kan sien nie. Eensaamheid wat soos 'n swaar kombers partymal oor ons kom lê. Daai finansiële druk wat jou snags wakker hou want jy weet nie hoe gaan jy iets daaraan gedoen kan kry nie. Jy weet dis vir jou onmoontlik, maar God moet help. Of dalk is dit daai ding wat so swaar op jou lewe druk, van iets wat jy nie vir iemand vertel het nie. Daai innerlike stryd, 'n twyfel, dalk 'n skaamte en die versoeking om partymal net te wil opgee. Wat jou dalk laat dink, wat is die sin van al hierdie dinge? Niemand sien my nie. God hoor my nie. Dis soos dit voel. My broer, my suster, ek sê vir jou vandag, jou pyn word gesien. Jou trane word elke een getel. Die God wat die sterre een vir een genoem en in plek gesit is, hy ken jou naam. Hy weet wat jy deurmaak. En hy is nie kwaad vir jou omdat jy twyfel of ongelukkig is. Hy's naby aan die wat gebroke van hart is. Dit leer die woord van God ons. Ons dink dikwels, as God by my is, sou die storm ons nou nie so erg gewees het nie. Maar die skrif leer ons iets heeltemal anders. As ons in Markus 4 dan lees net, dan lees ons van Jesus wat saam met sy disippels op hierdie skei was, in hierdie ongelooflike storm wat besig was om hulle te vernietig. Hy was daar, in dieselfde boot. En tog het die wind gewoed en die golwe het geslaan, en hulle het gedink is verby met hulle. Die storm is nie 'n bewys dat God ons enigsins verlaat nie. Dis juis in hierdie storm wat hy kom sê, ek is hier, moenie bang wees nie. En Jesaja 4:43 sê dit, as jy deur die water gaan, sal ek die waters wegneem? Nee, glad nie. Dit sê eerder, as jy deur die water gaan, is ek by jou. Hy verdwyn nie as daar 'n storm is nie, maar hy beloof, hy sal saam met jou daardeur gaan. En hierdie teenwoordigheid is vir ons elkeen veronderstel om 'n anker te wees. Want die krag van die hoop wat ons daarin plaas, is nie wens en kry nie, dis vaste vertroue. Hoop is nie om te sê ek hoop dit gaan weggaan nie. Bybelse hoop is 'n vaste vertroue dat God in beheer is. Selfs as alles lyk of dit in mekaar wil val, dan kom hoop en dit sê vir jou, ek sien 'n uitkoms en ek gee 'n uitkoms, al sien jy dit nie. Want ek ken die een wat die uitkoms in sy hand hou. Romeine 15 vers 13 sê, mag die God van hoop julle vervul met die blydskap en vrede in die geloof, sodat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Jy hoef nie vandag sterk te wees nie. Jy hoef nie al die antwoorde te hê op al die baie vrae nie. Jy hoef net een ding te onthou en te doen. Hou vas aan die een wat jou nooit sal laat los nie.
So, wat doen ons dan as dit voel, ons kan nie meer nie, ons weet nie meer nie? Praat met God. Sê vir hom, Here, ek's klaar, ek's op. Ek voel niks meer nie, help my. Dis 'n gebed dan. Hy kan jou help. Hy kan jou woorde wat jy aan hom sê, verstaan en hanteer. Soek dan ook 'n geloofsmaat. Moenie alleen probeer staan nie. Elia het ook alleen wou wees, maar God het vir hom 'n metgesel gegee. Wel iemand vandag, deel met hulle. Dis hoekom Paulus geskryf het, terwyl ons dan nog 'n skare gelowiges rondom ons het, laat ons nie opgee nie. Hy stuur mense oor ons pad om ons hand te vat, ons te help, ons te versterk. Maak gebruik daarvan. Onthou dan ook al die vorige kere wat jy deur 'n moeilike tyd gaan. Dink terug aan al die ander storms. Daai wat jy deurgemaak het, wat jy gevoel het, jy sal dit nooit maak. Hoe het God jou daardeur gedra? Hy het jou nie toelaat val nie. En hy sal dit ook nie nou doen nie. Hy hou jou vas. Moet dan ook asseblief nie nou 'n einde skryf voor die verhaal eintlik moet klaar wees nie. Jy weet nie wat God môre of oormôre gaan doen nie. Die donkerste uur kom altyd net voor 'n dagbreek. Moenie opgee nie. En aan die een wat vandag hier sit, wat dink ek kan nie meer nie. Ek wil opgee. Ek wil net gaan lê, ek wil nie weer opstaan nie, ek sien nie meer kans weer in die lewe nie. Luister dan asseblief mooi. Jou lewe is so kosbaar. Jy is nie 'n fout nie. Jy is nie te ver nie. Die God wat die berge geskep het, wat die see geskei het, en Jesus uit die dood uit opgewek het, daardie God kom vir jou vandag sê, ek het jou lief. Ek laat jou nie gaan nie. Ek is besig om iets nuuts te doen, selfs al sien of verstaan jy dit nie nou nie. Daar is 'n toekoms vir jou. Daar is 'n doel vir jou om nog asem te haal. Moenie vandag die storie laat eindig nie. Gee vir God nog 'n dag. Net een op 'n slag. En dan weer een. Vat elke dag een vir een, want sy genade is vir jou genoeg, nuut elke oggend, genoeg vir die dag. Moenie die sorge van môre nou al probeer dra nie. Een dag op 'n slag. God sal elke dag voorsien vir daardie dag. Uit die skrif uit sien ons ook sulke getuienis. In Markus 5, vanaf vers 25 lees ons van die vrou wat die bloedvloeiing gehad het. Hierdie vrou was 12 jaar lank al siek. Alleen, uitgeskop deur die gemeenskap, uitgeworpe, bankrot, sy het niks meer gehad nie. Sonder enige hoop. Sy het al alles probeer. Maar dit het alles net erger en erger begin word. Sy het swakker en sieker geword. Toe hoor sy eendag van Jesus. En sy sê in haar hart, as ek maar net sy klere kan aanraak, dan sal ek gesond word. Wat het sy gehad om te offer? Niks nie, net 'n bietjie hoop. Sy het deur die skare gedruk, mense wat haar nie wou daar hê nie. Sy het sy kleed aangeraak en Jesus het gestop. En hy het nie toe vir haar gesê, jy het nie genoeg geloof nie. Glad nie. Vir haar wat geen meer hoop gehad het as behalwe om te kyk en haar hoop in Jesus te sien, het hy gesê, dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede.
Broer en suster, as jy net genoeg krag het vir nog een trekkie te gee, of dit nou die trekkie is om te kan bid, om kerk toe te kan kom, om iemand te bel, vat dan daai trekkie. Jesus is nader as wat jy dink. Ek gaan jou nie vra om nou ewe skielik op te spring en te sing en te juig en ek weet jy het seer nie. Ek gaan jou nie dwing om te sê jy moet nou 'n glimlag op jou gesig hê nie. Want as ons huil, huil ons. Maar ek gaan jou vra om een ding te doen. Moenie opgee nie. Nie vandag nie. Staan op van waar jy sit. Nie met 'n valse vreugde in jou nie, maar met die stil besluit, ek gaan nie toelaat dat hierdie storm in my lewe my steel nie. Ek gaan nie toelaat dat die duisternis die laaste woorde kry oor my nie, want God is saam met my. Gaan dan in sy vrede. Die storm woed dalk nog, maar die skepper van die storm is in die boot by jou. Moenie hoop verloor nie. God is verseker saam met jou, nou en deur hierdie storm in jou lewe. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons kom net soos ons is vandag. Met ons moeg, ons seer, ons vra, ons gebrokenheid. Ons bring ook hierdie storm wat ons voel ons kan dalk nie hanteer nie na U toe. Ons bring die trane wat niemand sien nie. Ons bring al die twyfel, al die pyn. En U sê vir ons, ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. Moenie bang wees nie. Here, gee vir my en vir elkeen hier vandag 'n oomblik van U vrede. Gee hoop waar dit vir ons voel daar geen hoop was nie. En laat ons hierdie plek dan, as ons dit vandag verlaat, ook kan doen met die besef, U is by ons. Ook in hierdie storm van ons lewe. Dankie vir al die beloftes vandag. En U versekering, ons is nie alleen nie, U is met ons. Ons wil U daarvoor loof en prys. Amen. Ontvang dan nou ook die seën van die Here en gaan in sy liefde en in sy vrede. Die Here is voor jou om die weg gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is onder jou om jou te dra as jy mag val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is binne jou om jou te lei met sy Heilige Gees. So seën die Drie-enige God jou van nou af tot in alle ewigheid. Amen.